Daar is nou wel nie ekonomiese sake nie, maar dit was 'n te groot nuusweek om nie vandag vir Tim Du Plessis hier in die ateljee te hê nie. Tim, baie welkom. Die mense sê op sosiale media jy is die gentleman van die Afrikaanse nuus. Ek was baie bly om te sien jy is hier so welkom. Ek gaan nie teen 120 km/h met jou praat soos Dawie nie, want hier's iets wat ek baie mooi wil verstaan. Hoe het die grootste politieke bromance wat ons al ooit gesien het, so uitmekaar uitgeval? Wat het tussen Musk en Trump gebeur? Wel, in die eerste plek moet ons aanvaar is twee hoogs plofbare persoonlikhede. Nie een van daai twee mense, Trump of Musk, is bedraad soos gewone mense nie. Hulle is heeltemal, hulle bedrading is anders. Dis iemand met grootheidswaan plus iemand met grootheidswaan. Plus 'n hele klomp ander goed. Ek sal nie sê patologie nie, jy weet, maar hulle het 'n hele klomp. So dit sou altyd, almal het altyd gesê dit sou een of ander tyd gebeur. Maar toe gebeur dit nou soos alles in die openbaar en op sosiale media. Kom ons begin deur te sê, ek dink nog al 'n punt te maak. Wag, laat ek net eers dit sê. Ek weet nie hoe blywend dit is nie. Onthou net, hierdie is anders te so. Hulle gaan weer opmaak. Hulle kan maklik weer soen en opmaak, jy weet, ek meen maar dit is net gou begin by waaroor dit regtig gaan, want dit begin by Trump, by Musk se kritiek op Trump se big beautiful bill wat hy dis 'n fiskale voorstel en wat gaan beteken die effek, netto effek van maar die ding is die Amerikaanse begrotingstekort gaan nog meer, dis alreeds baie groot. En dit gaan net nog meer baie groot word. En Trump, Musk het 'n punt beet met sy kommentaar dan. Nou, aanvanklik het hulle lyk my ooreengekom om te verskil, maar toe die ding nou ek dink is nou maar om misverstande op Twitter het dit toeskielik geëskaleer en toe word dit, jy weet, 'n kernoorlog tussen twee volatiele persoonlikhede. Ja, nou Tim, ek is 'n aardsoptimis behalwe as dit kom by politici. So op die oog af lyk dit asof dit gaan oor Musk wat sê maar alles wat ek gedoen het vir staatsbesnoeiing, gooi jy nou omver met hierdie beautiful bill van jou. Maar sy maatskappy gaan eintlik ook self baie daaronder lê. So gaan dit nie maar net oor geld en die verlies daarvan. Kyk, vir daai twee gaan dit definitief baie oor geld, jy weet. Ek meen hulle sal nou vir jou anderster beduie. So dit is sekerlik 'n faktor. Daar is in daai wet of ek meen daar is reeds, jy weet, 'n plan bedink, 'n subsidie vir mense wat oorskakel na elektriese motors toe. En Trump het nou gesê hy gaan daai subsidie wegvat. Dis hoekom Tesla se aandele. Dit gaan Tesla seermaak. Dit het nou al reeds vir Tesla begin seermaak. Hulle het al 'n stuk of $150 miljoen se batewaarde afgeskryf, eintlik miljard. Nou ek moet vir jou vra, beteken dit iets vir Suid-Afrika? Want jy weet daar was die narratief dat Musk deel is van hierdie binnekring wat Trump se sienings oor Suid-Afrika beïnvloed. Ek dink dit het geen betekenis vir Suid-Afrika nie, behalwe daar in die Uniegebou kan Ramaphosa nou vir Musk bel en vir hom sê, luister ou broer, ek voel jou pyn. Hy moet eintlik nou die kans vat terwyl daar 'n wig tussen die twee is. Maar kan ek net dit sê, weet ek meen op die lange duur en vir die welsyn van demokrasie, van Amerika, die res van die wêreld, kan dit nie 'n slegte ding wees as die magtigste man op aarde, Trump, en die rykste man op aarde, Musk, nie in dieselfde WhatsApp groep is nie. Hulle twee, jy weet, moenie by mekaar wees nie. Dis te veel mag wat in een klein sentrum met twee onvoorspelbare, plofbare karakters gesentreer is om goed te wees vir die wêreld daar buite. Tim Du Plessis, baie dankie vir jou insigte. Dit was lekker om saam met jou te kuier en daar het ons nou die antwoord. Al is jy die rykste man in die hele wêreld, koop dit jou dalk 'n kaartjie na die Withuis toe, maar dit beteken nie jy verblyf reg nie.